Elke keer wanneer jy angstig is, bid weer. Elke keer wanneer jy twyfel, bid weer. Want jy het 'n God wat luister, beter as wat ek luister. En jy het 'n God wat jou trane sien, en dit meet, en dit tel, want hy gee om oor jou. Julle kan saam vir my blaai na 2 Konings, hoofstuk 20. En ek moet sê, in hierdie reeks wat ons praat oor, alles wat ek kan doen is bid, is hierdie laaste 2 seker dalk van die moeilikste preke wat ek moet preek in hierdie reeks. Maar dit is ook die 2 wat die ergste op baie van ons harte lê en in ons gemoed vlak lê. En so dit is 'n moeilike preek. So ek hoop julle kan saam met my in hierdie preek deurgaan. Ek hoop ons word bemoedig daardeur. Maar ek dink dat die Here dit op 'n gepaste tyd vir ons gee. Terwyl daar soveel dinge is wat rondom ons gebeur. Dit is amper asof dit net nog iets op nog iets op nog iets op nog iets op nog iets is. Elke oomblik. En so ek vra die Here se genade terwyl ek hierdie boodskap werk. 2 Konings hoofstuk 20 van vers 1 tot 11. In die tyd het Hiskia dodelik siek geword. Jesaja die seun van Amos die profeet het by hom aangekom en vir hom gesê: "So sê die Here, gee die laaste opdragte oor jou huisgesin, want jy gaan sterf, jy sal nie leef nie." Hiskia het sy gesig na die muur gedraai en tot die Here gebid en gesê: "Ag Here, dink tog daaraan dat ek voor U geleef het in getrouheid en met 'n onverdeelde hart, dat ek gedoen het wat goed is in U oë." En Hiskia het toe bitterlik gehuil. Jesaja was nog nie by die middelste voorhof uit nie, toe die woord van die Here tot hom kom en sê: "Draai om en sê vir Hiskia, die leier van my volk, so sê die Here, die God van jou voorvader Dawid, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien. Kyk, ek gaan jou gesond maak. Op die 3de dag sal jy weer opgaan na die huis van die Here. Ek sal 15 jaar by jou lewensdae voeg en jou en hierdie stad sal ek uit die greep van die koning van Assirië red. Ek sal hierdie stad afskerm om my ontwil en terwille van Dawid my diensknegt." Toe sê Jesaja: "Bring saamgeperste droë vye." En hulle het gebring en op die sweer gesit en hy het bly leef. Daarop vra Hiskia vir Jesaja: "Wat is die teken dat die Here my gesond sal maak en dat ek op die 3de dag sal opgaan na die huis van die Here?" Jesaja het geantwoord: "Dit sal vir jou van die Here af die teken wees dat die Here die woord wat hy gespreek het sal uitvoer. Moet die skaduwee 10 eenhede vorentoe skuif of moet dit 10 eenhede terugskuif?" Hiskia sê toe: "Dit is maklik vir die skaduwee om 10 eenhede vooruit te skuif. Nee, die skaduwee moet eerder 10 eenhede terugskuif." Toe het Jesaja die profeet die Here aangeroep en hy het die skaduwee wat reeds op die sonwyser van Agas afgesak het, 10 eenhede laat terugskuif. Vader, ek bid, Here God, dat U die woord in ons harte sal laat insink. Here, dat dit sal vrug dra, Here God, in ons gees. Here, mag ons leer om te bid soos Hiskia hier bid. Heilige Gees, dat U dit sal bekragtig in ons harte, dat dit sal vrug dra. Here Jesus, dat U in alles verheerlik sal. Seën hierdie woord tot ons harte vanmôre, Here. Amen. Amen. Nou, ons ken seker hierdie storie van Hiskia relatief goed. Dit is toe Hiskia op sy doodsbed lê, hy is dodelik siek, sê die skrif, baie siek, ernstig siek. En miskien is hy besig om daar te bid in geloof. Ons weet Hiskia was 'n baie biddende man gewees. In die hoofstuk net voor dit sien ons het hy 'n magtige gebed gebid voor God en God het die volk verlos van die koning van Assirië. Hy het 185.000 soldate, het 'n engel 185.000 soldate vernietig en verstrooi. Magtige wonderwerk wat God verrig het. Hierdie koning Hiskia is 'n man wat bid. Ons lees in die begin van sy verhaal in 2 Konings 18 vers 5 tot 7 dat lees ons van Hiskia, sê die skrif hierdie woorde van hom. Hy sê: "Op die Here, die God van Israel, het hy vertrou." Om gekend te word met daardie woorde, Hiskia was 'n koning wat op die Here, die God van Israel, vertrou het. Na hom was daar onder al die konings van Juda niemand soos hy nie en ook niemand voor hom. Hierdie is 'n koning wat so
naby aan die Here is, so gelowig is, so op die Here vertrou. Dit sê verder, hy het aan die Here vasgehou en nie van hom af weggedraai nie. Hy het sy gebooie, die wat die Here Moses beveel het, nagekom. Die Here was met hom. In al sy veldtogte wat hy onderneem het hy sukses behaal. Ja, hy het selfs die koning van Assirië in opstand gekom en was nie meer aan hom onderdanig. En 'n mens lees van koning Hiskia, hy is die koning wat bidend is, hy is die koning wat gehoorsaam is, hy is die koning wat naby aan die Here is, wat op die Here vertrou. En mens sien dit in hoofstuk 18, hoofstuk 19, die oomblik wanneer iets gebeur, dan bid hy. Hy is gehoorsaam, as jy gaan kyk in 2 Kronieke, die verhaal van Hiskia daar, hy het al die afgode afgebreek, hy het die tempel herstel, hy het aanbidding van Jahwe teruggebring na die volk toe, hy het die priesterorde herstel, hy het weer laat hulle Paasfees vier. Dit was iets groots vir hulle, as koning het hy die volk terug na die Here toe gebring. Hierdie koning Hiskia. En 'n mens sou dink dat sekerlik hierdie koning gaan vir 50 of 60 jaar leef, of regeer. Maar dit is nie wat ons in die skrif kry nie. Hy het net vir 29 jaar geregeer. En in die middel van daardie regering, in sy 14de jaar van sy regering, kry hy woord van die Here wat sê, jy gaan sterf. As jy vat 29 minus 50. In die middel van sy regering, sê die Here, jy gaan sterf. Nadat hy al die goeie goedes gedoen het, met die tempel herstel en die priesterdiens in die orde, alles reg gedoen, alles goed gedoen. Hiskia, stel jou huis in orde, gaan gee jou laaste opdrag aan jou familie, want jy gaan dit nie oorleef. En ek dink dit is een van die grootste dinge waarmee ons worstel in ons lewe, is hierdie vraagstuk. Want ons het in ons gedagte die idee dat as ek goed doen, gaan dit goed gaan. As ek sleg doen, gaan dit sleg gaan. Dit word van kleins af in ons ingeforceer. Ons word geleer, as jy soet is, kry jy sweetie. As jy stout is, kry jy pak sla. Vandag daar gaan nie pak sla nie, maar dit is, as jy soet is, kan jy jou tablet gebruik. As jy stout is, dan vat ek die tablet weg, of wat ook al vir kinders vandag werk. Jy moet jou groente eet, want jy gaan nie koek kry na die tyd. Jy gaan nie pudding kry as jy nie jou koek eet. Ag, jou groente eet. So nou eet jy maar jou groente en jy wurg dit af. En so dit word in ons ingeprent, as jy goed doen en gehoorsaam is, dan gaan dit goed gaan met jou. As jy sleg is en sonde doen, dan gaan jy gestraf word. En ons het tekste in die Bybel wat sê, wees gehoorsaam, die Here sal jou gesond hou. Wees gehoorsaam, die Here sal jou beskerm. As jy goed doen, sal dit sekerlik met jou goed gaan. En tog word ons gekonfronteer met die werklikheid van hierdie wêreld en wat ons rondom ons sien en ons koppe wil ontplof terwyl ons probeer uitfigure wat aangaan. Want dit is nie wat ons sien. Dit gaan sleg met die goeie mense, dit gaan goed met die slegte mense. Dis asof daar geen rede is vir hoekom dinge verkeerd gaan nie. Hiskia was relatief jong, hy is 39 jaar oud op die stadium. Hy noem dit toe hy gebed bid, na die tyd sê, ek is in die middel van my jare, en die Here vir my gesê, vir my weggeruik. Hy het nog nie eens tyd gehad om kinders te hê op hierdie stadium. En die Here sê, ek gaan alles wegvat van jou. Wat nog ook interessant is die teks begin met die woorde, in die tyd. En wat se tyd praat hy van? Weereens, hy het vir 29 jaar geregeer, as ons 15 jaar terugtrek, is dit die 14de jaar, né? As ons in die hoofstuk 19 lees, in die 14de jaar van koning Hiskia, het die koning van Assirië opgetrek teen Juda. Hier is dieselfde jaar wat Jerusalem beleer word deur die koning van Assirië. Dit is dieselfde jaar waarin die volk gedreig word om weggevoer te word. 'n Paar jare voor dit, 5 jaar voor hierdie gebeurtenisse, is Israel heeltemal vernietig en weggevoer deur hierdie selfde koning van Assirië. Hierdie koning van Assirië het almal uit Israel, uit die noordelike stamme van Israel uit, weggevoer in die ander lande in. Hy het mense gebring van ander lande en in Israel geplaas en in Samaria, waar daardie mense hulle afgode gebring het,
en soms so mengelmoes van godsdienst gebring het, want hulle het die God van Israel ook aanbid, saam met die God van hulle afkoms. Hulle het gedink dit is, as hulle net kan offers bring aan die God van Israel, sal hulle vrede in die land hê. Maar jy sit met 'n volk wat weggevoer is, in die noorde, en hier trek hierdie selfde koning op, teen Juda en teen Jerusalem, en beleer al die stede, en sê, wie gaan jou uit my hand uitred? Die koning van Assirië stuur selfs 'n boodskap en sê, ek het die gode van al die ander nasies vernietig en verbrand. Wat gaan jou God doen? Dink jy jou God gaan jou uit ons hand uitred? Almal anderste het ek verpletter, al die nasies het ek vernietig. Wie is jy? Waarop Hizkia na die huis van die Here toe hardloop met die briewe en sê, Here, kyk hoe spot hy u. Waarop die Here deur dieselfde profeet Jesaja vir hom sê, ek gaan hierdie koning vernietig. Dis waar dit eindig in hoofstuk 19. En as jy die gedeelte lees in die geskiedenis lees, dan dink jy dalk by jouself op 'n oomblik hier, wel ja, die slegte koning kry dit. Die goeie koning gaan seker 'n goeie tyd. En dan begin die hoofstuk, en daardie tyd word Hizkia dodelik siek. Nou net het die Here die land gered uit hierdie koning. Nog nie heeltemal nie, maar die Here is besig om dit te doen. En Hizkia word siek, dodelik siek. En elkeen van ons is bewus van die feit dat tragedie enige oomblik ons kan tref. Daar is geen waarborg dat iets slegs nie met jou gaan gebeur. En dit is hoekom ons baie keer sukkel met 'n verwerp, en dis hoekom ons baie keer bitter word, want ons het gedink, as ek goed doen, sal dit goed gaan. En wanneer tragedie ons dan tref, dan weet ons nie wat om te antwoord nie. Ons weet nie wat om te sê nie, want dit is dan nie soos wat ons gedink het dit gaan wees. Elke een van ons kan staat maak op hierdie waarheid. Ons gaan slegte nuus ontvang. Een of ander tyd in ons lewens. Of ons het al slegte nuus ontvang. Ons almal het al slegte nuus. Ek ken ons almal se geskiedenis. Ons almal het al slegte nuus ontvang. Ons almal het al deur seer gegaan en pyn gegaan. Ons almal het al deur erge siektes gegaan. En so sien ons vir Hizkia ook. Gee jy laaste opdrag van jou huisgesin, jy gaan sterf. Ek dink dis miskien die ergste ding. Ek meen as dit nog net is dat die dokter vir jou gesê het dat jy nog net 6 maande oor het om te leef, is dit een ding. Maar as die Here dit vir jou sê, wat doen jy? Wat doen jy as die Here vir jou sê, môre gaan jy sterf, of oormôre gaan jy sterf? Want as ek eerlik moet wees, nou wie toe hardloop jy as dit die Here is wat vir jou dit sê? Die Here is die een wat vir jou sê, jy gaan môre doodgaan. Ons kry slegte nuus en ons weet nie wat om daarmee te doen nie. Die wêreld weet nie wat om daarmee te doen nie. Elke wêreldbeskouing daar buite, elke geloof en godsdienst daar buite probeer te worstel met hierdie vraagstuk. En hulle het nie antwoord nie. En ongelukkig baie keer het ons as Christene nie antwoord nie, want ons ken nie ons God nie. Ons sukkel baie keer. Vir hulle wat ongelowig is en vir hulle wat nie die God van Israel, die God van die hemele, Yahweh aanbid nie, is daar niemand om na toe te draai nie. Hulle het geen ander pad nie. Maar vir ons, vir hulle wat glo in die God van die hemel, vir ons is daar 'n antwoord. En dit is wat Hizkia doen. Hizkia draai sy gesig na die muur toe en hy begin te bid. Hy begin bitterlik te huil voor hierdie God wat vir hom gesê het, jy gaan sterf. En dit herinner my aan Jesus in die tuin, wat ook bid, Vader, kan hierdie beker verby my gaan? Waarop die Vader sê, nee, jy gaan sterf. En vir Hizkia weet ons hy gaan hom gesond maak, maar vir Jesus weet ons hy gaan die kruis sien.
Het Hizkia beter gebid as Jesus? Nee. En ek dink dat dit is iets wat ons in ag moet neem, terwyl ons worstel deur wat aangaan in hierdie teks en wat aangaan in ons lewens. Want ons dink partykeer, miskien moet ek net op die regte manier bid, dan sal dinge regkom. Kan ek een of ander resep uit Hizkia se gebed uitneem om te sê, dis hoe ek moet bid, en as ek so bid, dan sal die Here my gesond maak. Waarop ek antwoord gaan kyk na Jesus se gebed, en hy moes op die kruis geleef. En ek kan voorbeeld op voorbeeld doen my die skrif uit. Ek dink aan Dawid, ek weet nie of julle Dawid se storie ken nie. Sy eerste kind by Batseba, die oomblik toe die kind gebore word daar gesê, die kind gaan sterf. En Dawid gaan en hy vas en hy bid en hy huil. Vir 7 dae bid hy en huil hy en vas hy. Staan nie op nie, lê op sy aangesig, Here, red my kind. Nadat God vir hom gesê het, hierdie kind gaan sterf. En die oomblik toe die kind sterf, toe Dawid hoor dat die kind gesterf het, toe staan hy op, hy bad, hy gaan onmiddellik na die tempel toe en hy begin te aanbid, hy aanbid die Here. Hy gaan na sy huis toe terug en hy sê, geef my iets om te eet. Waar die mense hom vra, is daar iets verkeerd met jou, dat jy nou, lyk asof jy gelukkig is. Jy het gehuil terwyl die kind nog geleef het, en nou lyk dit asof jy nie omgee. Waarop Dawid antwoord, terwyl die kind nog geleef het ek gebid, want miskien sal God genadig wees en die kind spaar. Maar nou dat die kind dood is daar niks wat ek verder kan doen nie. Die kind kan nie na my toe terugkom nie, maar ek kan na die kind toe gaan. Dawid het gebid tot en met daar 'n antwoord is. En so in die eerste plek wil ek ons herinner, jou gebed is nie noodwendig dat jy gesond gaan word soos Hizkia nie. Want partykeer moet ons die kruis sien. Partykeer gaan ons deur die moeilike tyd. Daar is geen waarborg dat wanneer jy bid op een of ander manier met een of ander resep en die regte woorde in die regte manier sê, of wat jy ook al kan dink wat die boek winkels vir jou verkoop en die mense vir jou gee, wat vir jou 'n waarborg gee dat jy 'n oplossing vir jou probleem gaan kry. Ek weet dit klink verskriklik hopeloos op hierdie oomblik. Maar worstel saam met my met wat ons weet, wat ons lewens aangaan. Ek gaan nie hier soos 'n pastoor pretend dat as jy nou net die regte ding op die regte dag sê, gaan jy môre genees word. Want ek weet die skrif waarborg dit vir my. As God genade bewys, is dit goed. Ek gaan verskoon my, ek gaan dit moet herstel. As ek gesond word, is dit die genade van die Here. As ek nie gesond word nie, is die genade van die Here goed genoeg. In beide die siekte en in die gesondheid is God se genade vir ons genoeg. Dis nie maklik om dit te verstaan nie. Paulus noem dit in sy brief aan die Korintiërs, sê dat 3 maal het ek gevra vir die Here om hierdie doring uit my vlees uit te neem. En 3 maal het die Here vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Waarop Paulus vir ons by woorde sê, die Here het daai doring nie uit my vlees uit gegee. Inteendeel, Paulus sê dat hierdie doring is op my vlees gegee, of is vir my gegee, sodat ek nie hoogmoedig moet word nie, maar op die Here moet vertrou. Ek moet hierdie las dra omrede die Here dit gebruik vir sy heerlikheid. Want binne in my swakheid word God verheerlik en sy krag word openbaar. Jesus self in die tuin wanneer hy bid, dit is nie vir my wil nie, maar vir u wil. En so hy gaan na die kruis toe, want hy weet, dit is God wat verheerlik word daardeur. Hizkia se gebed is een vol trane. Is eenvoudige woorde. Ag Here, dink tog aan my
en aan al die goeie dinge wat ek gedoen het. Ons mag dalk dink dat hy is 'n bietjie arrogant in hierdie gebed. Vir ons klink dit so 'n bietjie arrogant, maar dit klink ook soos ons gebede. Want dit is hoe ons baie keer bid, né? Wanneer ons baie keer bid, dan begin ons met om te onderhandel met die Here. Here, U weet tog, ek is semi-goed. Here, U weet tog, ek is oor die algemeen 'n goeie mens. Ek gaan kerk toe gereeld, ek betaal my tiendes, ek doen goeie dinge, ek sorg vir mense, ek sorg vir my familie. Ja, Here, daar is miskien ander dinge wat ek kan doen, en as U my help, dan sal ek die ander dinge doen, wat ons baie keer nie doen nie. Maar ons beroep ons op ons goeie goedheid. En Hizkia doen dieselfde. Nou in Hizkia se geval, hy het baie goeie goedes gedoen, so miskien kan hy sê, Here, onthou my in die goedheid. En die Here antwoord hom in sy gebed, so miskien was Hizkia goed genoeg dat die Here hom antwoord. Maar ons kan in die konteks van die teks sien, dit is nie hoekom die Here hom antwoord nie. Dit is nie hoekom die Here hom antwoord nie. Luister wat die Here antwoord. En nadat die Here vir hom gesê, ek gaan hom gesond maak en gaan vir hom 15 jaar gee, sê hy, ek sal hierdie stad beskerm om my ontwil en terwille van Dawid my diensknegt. Nie oor jou naam nie, Hizkia, en nie oor jou getrouheid, maar oor die getrouheid en die belofte wat ek aan Dawid gemaak het, gaan ek nie toelaat dat jy nou sterf. Want natuurlik in hierdie konteks, as koning Hizkia nou sou sterf, gaan die koning van Assyrië wen. So God red Hizkia, want hy red sy volk. Hizkia word nie gesond gemaak terwille van Hizkia nie. Hizkia word gesond gemaak terwille van God se naam en sy getrouheid aan koning Dawid. Dit is nie die gebed van Hizkia wat noodwendig God se arm draai nie. Dit is nie die woorde nie. Dit is nie die ek het goed gedoen en daarom ontvang ek. Inteendeel in Jesaja 38 koning Hizkia skryf hierdie psalm nadat hy genees is. Hy sê dag en nag laat U my dit ontgeld. Ek het om hulp geroep tot die oggend, maar soos 'n leeu breek hy al my beendere. Dag en nag laat U my dit ontgeld. Soos 'n swaalkie, soos 'n kraanvoël, so kerm ek. Ek kla soos 'n duif. My oë word klein soos 'n kyk na die hemel. My Heer, dit druk swaar op my, staan U vir my. Dit is Hizkia se gebed, dit is sy gebroke gebed. Dit is 'n harde gebed. Here, ek kla soos 'n kraanvoël. In ons konteks is haar die dag. Die van julle wat al lank my ken, weet hoe haat ek die voëls wat buite my venster geraas maak in die oggend. Ek het gesê die duiwe sing nie, hulle kla soos 'n duif. Waar staan dit? 'n Duif is nie eens om sing nie, hy kla. Daai is 'n kla. En hy kla. En die kraanvoël kla en hy het die dag geskree. En Hizkia sê ek het om hulp geroep tot die oggend toe. Ek het dag en nag deur hierdie dinge gegaan. Wat kan ek sê, sê hy verder? Wat kan ek sê? Dit is op ons antwoord. Wat kan ek sê? Wat kan ek verder dink? Wat is my antwoord? U moet my gesond maak. Hou my aan die lewe, Here. Hy skryf aan hierdie merkwaardige woorde in vers 17 van Jesaja 38. Hy sê, kyk, tot vrede het my intense bitterheid gelei. U self het my lewe teruggehou van die kuil van vernietiging. Ja, U het al my sondes die rug toegekeer. Want die doderyk sal U nie prys nie. Die dood sal U nie loof nie. Die een wat leef, ja, die een wat leef, sal U prys soos ek vandag. 'n Vader kan U trou bekend maak aan sy kinders. Die Here is daar tot my redding.
Ons sal by SAR-instrumente laat opklink by die huis van die Here solank ons leef. Maar daardie woorde, kyk tot vrede het my bitterheid gelei. My intense bitterheid gelei. Wat bedoel Hizkia met die woorde dat my bitterheid het tot my vrede gelei? Dit was vir my moeilik om deur dit te werk en alles te verstaan wat daar aangaan. Maar ek dink ons sien dit binne in die teks self. En hier is my antwoord vir ons op hierdie vraag. Want al wat ons gaan doen is bid. Maar soos wat ek telke male gehoor het, wat help dit dat ek bid? Ek bid toch al klaar en die Here antwoord my. Ons het dit nou al 'n paar keer vir onsself gesê. Ek weet nie of julle dit al vir julleself gesê het nie. Maar ek bid. En die Here antwoord nie. Dit gaan nog steeds sleg met my. Ek is nog steeds siek. So wat help het om te bid? Wat help het om te bid? Dit het nie vir Paulus gehelp nie. Nie in die manier wat ons hoop nie. Dit het nie vir Jesus gehelp in die manier wat ons hoop nie. Dit het gelukkig uitgedraai vir Hizkia, maar dit het nie vir koning Dawid uitgehelp met sy seun. En ek kan voorbeeld na voorbeeld lei. Ek kan vir jou Job gee. So wat help het om te bid? Daar is 3 redes, dink ek, wat ons in die teks sien, wat vir ons geopenbaar word op God se woorde wanneer hy Hizkia wel antwoord. Hy sê in die eerste plek, so sê die Here, die God van jou voorvader Dawid, ek het jou gebed gehoor. As rede nommer 1. Jy is vanoggend toe ek iemand groet hier voor, hoe gaan dit met jou? Ek het al voorheen genoem, vir hom ook genoem, maar ons is so gewoond aan dit. Ek groet hom, ek sê hoe gaan dit? Hy sê, goed, dit help nie om te kla nie. Ek het al voorheen vir julle gesê, die probleem met daardie stel. Dit help nie om te kla nie. Ekskuus, wie is jou God? Hierdie antwoord wat God aan Hizkia gee, ek het jou gehoor, is een van die grootste troos woorde wat ons kan hoor. Want iemand luister. Ons dink partykeer, ek kan nie kla nie, of ek wil nie by die Here kla nie. Nonsens. Die Here luister, die Here hoor. Daar is niemand in hierdie heelal wat luister soos die Here luister vanmôre na jou. En partykeer het jy net nodig om jou hart oop te breek voor hom. Om met hom te praat en vir hom te sê wat jou pla. Ja, miskien gaan jy nie genees word nie. Maar jy gaan vrede kry in jou intense bitterheid. Daar is iets omtrent die feit wanneer ons praat met iemand oor ons probleme. Ons almal weet dit, so kom ons na trauma counselors, psychologists te gaan. Om met iemand te praat of 'n vriend te praat. Maar ons voel partykeer ek wil nie te veel kla nie, want ek wil nie van myself 'n nuisance maak. Wat is die Afrikaans van nuisance? 'n Goeie Afrikaans van nuisance. Ek kon nie indink nie. 'n Las. Maar dit klink nie so erg. Nuisance. Weet jy wat, jy kan nooit van jouself las maak by die Here. Sy oor is nooit te swaar om te hoor. Dis ook nie psalmdigter dit sê. Ons kan met die God van die hemel praat oor wat ons pla. En ons gaan oop wees voor hom wanneer ons met hom praat. Ons hoef nie te probeer om mooi woorde uit te dink en te probeer om heilig te klink en broer en suster, die vrede wat jy kan kry deur by die Here te huil deur die nag,
En ja, dit is miskien dag en nag, en week na week. Maar ek kan vir jou dit sê, jy gaan beter voel as jy gebid het, teenoor as jy nie gebid het. Want wanneer jy jou gesig na die muur toe draai soos Hizkia, wanneer jy wegdraai van die mense af, want jy wil toch nie hoor, hulle moet hoor hoe jy kla nie. En jy kan uiteindelik eerlik met die Here praat oor dit wat in jou lewe aangaan. Dan kom daar 'n verligting, daar kom 'n vrede wat net die Here vir jou kan gee. Maar as jy dit vir jouself gaan hou, gaan jy bitter word en bitter bly. En so vir my, een van die grootste trooste wat ons het, hoekom ons kan aanhou bid, is omrede die Here luister. Die Here luister na jou. Hy hoor jou. Die tweede ding wat die Here vir Hizkia sê, nie net het ek jou gebede gehoor nie, Hizkia, maar ek het jou trane gesien. Ons het 'n God wat omgee oor ons. Hy weet dat ons in moeilike tye gaan. Hy weet dat ons sukkel. Hy weet waartoe jy gaan. Broer en suster, hy sien jou pyn. Hy sien jou trane. Jy hoef dit nie op te droog voor hom nie. Jy hoef dit nie terug te hou voor hom nie. Daar is my so mooi Psalm. Psalm 56. Hoor net hierdie mooi woorde in Psalm 56. Ek hoop die nuwe vertaling sê ons soos wat hy moet wees. Ons gaan kyk. Psalm 56 vers 9 tot 10. U het self my lotgevalle opgeteken. Hou my trane in u leersak. Staan dit nie in die boekrol opgeskryf nie. Dit weet ek, God is vir my. Die beeld wat die psalmdigter gee, dit is Dawid. Op die rypie van die duif. Die duif wat klaar. U het alles opgeteken wat met my gebeur. En u het my trane opgevang in die leersak. Hoekom? Sodat u kan weet hoeveel trane daar gestort is. Ons praat baie keer van die Here tel die hare op my kop en dis ook weet hy gee om. Die Here tel jou trane. Dis hoekom jy weet hy gee om. Elke traan wat jy stort voor hom, teken hy op. Skryf hy neer. Want die Here is nie onbekend met jou hartseer nie. Hy is nie ver af dat hy nie omgee nie. Hy gee om. En is dit nie juis vir ons die skoonheid, die heiligheid van ons evangelie nie? Al die ander godsdienste, al die ander wêreldbeskouings, vir hulle is God of glad nie daar, of God is so ver weg, dat hy nie omgee. En baie keer vra mense, hoe kan 'n goeie God slegte dinge laat gebeur? En daai vraag is verkeerd, want ons dink op een of ander manier dat ons goed genoeg gedoen het, sodat ons net goeie dinge kan kry. En dit gaan nie oor goed of sleg nie. Die wêreld is gebroken, broer en suster, die wêreld is stikkend deur sonde en die dood. Maar hier is die verskil wat ons het in ons evangelie. Hierdie God, wat buite die skepping is, wat geen pyn en geen seer en geen hartseer het nie, tree in die skepping in deur sy seun, om alles te verdra waardeur ons gegaan het. En om op die kruis te sterf vir ons sondes. Die skrywer van Hebreërs in hoofstuk 2 en 3 sê dat hy is gelykvormig gemaak aan ons, sodat hy alles kan lei soos ons en versoek kan word soos ons, sodat hy getroue hoëpriester kan wees vir ons. Hy weet wie en vir wie alles is. Broer en suster, ons bid tot die Here Jesus Christus, wat weet waartoe jy gaan.
En so jy kan met hom praat. En sê, Jesus, ek verstaan nie. Help my. Genees my. Geef my uitkoms in my saak. En in sy genade antwoord hy ons op een of ander manier. En sy antwoord is of my genade is genoeg, of my genade is genoeg. Die derde antwoord wat Hizkia kry, is ek gaan jou gesond maak. Ek gaan jou gesond maak. Nie op grond van Hizkia se goeie gebed of regverdigheid of enigiets wat hy gedoen het nie. Maar op grond van God wat sy plan uitwerk. En so God maak hom wonderbaarlik gesond en hy doen nie die groot wonderwerk waar hy die son laat terugdraai vir 10 stappe. Dit is om die son terug te draai vir 15 minute. Dit is 'n groot wonderwerk as die mond wat gesond word. Dink daaraan. Inteendeel, ek dink amper ek sal so 'n bietjie kwaad wees vir Jesaja, want net nadat ek die woord gehoor het, ek gaan sterf, en dan hoor ek, kan jy gaan lewe, dan sê Jesaja, ouens, bring die medisyne. Wat? Was daar medisyne wat ek kon gebruik het voor ek gebid het? Daai vye kompres wat hulle op sy seer gesit het. Dit was 'n welbekende keer gewees vir veldpaal. Moet asseblief nie vye jam op jouself gaan smeer as jy veldpaal het. Maar dit was iets wat hulle gebruik het. Het hy dit nie al voorheen gebruik nie? Seker. Maar ek sal so 'n bietjie voel, dis nie reg nie. Kon jy nie die vye jam op my seer gesmeer en klaar gekry en voor die tyd? Ek dink dis hoekom Hizkia sê, wag. Okay, jy sê oor 3 dae gaan ek gesond wees. Wat beteken dit is die medisyne wat daaraan werk? Want as die Here wonderbaarlike genesing gebring het, dan sou Hizkia onmiddellik genees geword het. Maar nou is dit bring die vye, gedroogde vye en sit dit op die seer. Want oor 3 dae sal jy gesond wees. So Hizkia sê, geef my 'n teken oor hoe ek kan glo dat oor 3 dae gaan ek gesond wees. Waarop die Here 'n groter wonderwerk doen as om die siekte te genees. Hy draai die aarde terug 15 minute. Iewers is daar iemand in 'n veraf land wat na die son kyk en sê, wat het nou net gebeur? En die Here doen dit omrede hy aan Hizkia 'n teken wil gee. Dis wat gebeur met 10 grade wat terug. Die Here draai die aarde terug. 'n Groter wonderwerk as die genesing. Dit lyk as wie feit om feit gewerk het. So broers, as bevat jy medisyne en bid. Jy hoef nie net die een te doen en nie die ander. Vat jou medisyne en hou aan bid. Want die gebed gaan oor om jou hart te verander. Ek dink dit is baie keer die groot troos wat ons kry, is wanneer ons net met die Here kan praat oor dit wat aangaan. Maar daar is geen rede hoekom ek en jy hoef op te hou bid nie. Ek wil as voorbeeld weer teruggaan na Paulus. Paulus sê hy het 3 keer gebid. Beteken dat hy het opgehou? Nee. Ek dink nie Paulus het ooit opgehou bid nie. Ek dink daar's tyd wat hy nog steeds gesê het, Here asseblief tog, vat hierdie doring uit my vlees uit. Ja Here, ek weet die genade is my genoeg, maar asseblief tog vat hierdie doring uit my vlees uit. Hy noem net die 3 male, ek dink nie hy het opgehou. Jesus het in die tuin gebid en gesê, Vader, as dit verby my kan gaan, dan is so wees. Beteken dit dat ek opgehou bid het? Nee. Eli sabachthani. My God, waarom het jy my verlaat? In die hande gee ek my gees oor. Jesus het nie opgehou bid nie. Selfs terwyl hy deur die kruis gaan, het hy nie opgehou bid nie. Het hy daar stil gehang en nie gebid tot sy Vader nie? Absoluut nie. Hy het gebid. Daar is geen rede hoekom ek en jy, broers en susters, hoef op te hou bid nie. Ons dink as ons gebid het en ons het nie gekry nie, moet ons ophou om te bid. Waar Jesus 'n gelykenis vertel van 'n vrou wat gaan na 'n regter wat nie wil reg laat geskied aan haar saak nie.
En sy kla elke dag by my, elke week by hom, op een of ander tyd sê hy die regter, die ongeregte geregter, sê as ek die vrou net kan stilmaak, kom ek gee vir haar wat sy vra, dat sy net kan stil bly. Waarop Jesus sê dat jy moet aanhou bid. Selfs al sê die Here soos vir Hiskia, môre gaan jy sterf, dan bid jy nog steeds. En ek kan nie vir jou sê wat se woorde jy moet bid. Soos wat ek sê, broer en suster, die beste gebed wat jy kan bid is die eenvoudige gebed wat uit jou hart uitkom. Wanneer jy worstel met die Here, wanneer jy huil voor die Here, en wie weet, miskien gee die Here vir jou 'n wonderbaarlike uitkoms, of miskien vind jy vrede in daardie geval. Maar die enigste hoop wat jy het is om te bid. En die enigste ding wat jy kan doen is om te bid. En so ek wil julle weer eens bemoedig en aanmoedig. Bid. En hou aan bid. En bid totdat jy uitkomste kry. Totdat jy op die kruis kan sê, en in die hande gee ek my gees oor. Totdat jy soos Dawid kan sê, wel nou is dit verby. Of totdat soos Hiskia kan sê 3 dae later, die Here het my genees. Maar bid totdat jy antwoord kry. En ek wil een laaste ding sê. Ek huiwer, maar ek sê dit in elk geval. As jy een keer vrede gekry het vir daardie gebed, kan ek amper nou vir jou waarborg, jy gaan môre weer sterf. Moenie dink dat as jy nou gebid het vir vrede, gaan jy een keer vrede ontvang. Broer en suster, ek kan vir julle sê, jou gedagtes gaan terugkom, en jy gaan weer worstel. En my antwoord vir jou is dan, bid weer. Elke keer wanneer jy angstig is, bid weer. Elke keer wanneer jy twyfel, bid weer. Om vir my 'n antwoord te gee om te sê dat ek bid al klaar, of ek het al gebid. Bid weer. Bid nog 'n keer. Wat moet ek doen? Bid. Bid nog 'n keer. Want jy het 'n God wat luister. Beter as wat ek luister. En jy het 'n God wat jou trane sien, en dit meet, en dit tel, want hy gee om oor jou. Daarom kan ons na hom toe gaan, en ons harte voor hom oopmaak. Want ons is 'n liefdevolle Vader, wat omgee, ons het 'n seun, die seun van God, wat vir ons intree, en wat verstaan waardeur ons gaan. En ons het die Heilige Gees ontvang, wat ons help in ons swakheid wanneer ons nie weet hoe te doen. Is daar enige rede wat jy verder aan kan dink, hoekom jy nie moet bid vir jou saak? Daar is geen. So hou vas, broer en suster, en bid. Vader, ek bid Here nou dat U, hulle wat vanmôre hier, in hulle harte huil en treur, hulle wat worstel, Here God, met die lewe wat net wil uitdraai, soos wat hulle gehoop het. O Vader, ek bid Here God in die genade, Here, dat U vir hulle sal laat weet, en dat hulle bewus word vanmôre. U hoor hulle gebed. U sien hulle trane. En U gaan hulle antwoord. En ek vra Here God dat U hulle spoedig sal antwoord. Vader, dat U in U almag en in die krag, Here God, in die grootheid van U sterke hand, Here, in die troue liefde, dat U getrou in die verbond, Here God, handhaaf. Here, beroep ons op U naam, Here God, en terwille van U naam, Here, bid ek dat U antwoord sal gee vir elkeen vanmôre wat 'n gebed tot U oprig hier in hierdie huis vanmôre, Here. Here, dat U sal uitkoms gee vir hulle saak, Here God, Here, dat U oplossing sal gee, Here Vader, dat die vrede in hulle gemoed sal gee vanmôre, Here.
Kom, o Here God, en help ons in ons ongeloof, en help ons in ons worstelstryd. Kom, Heilige Gees, en bemoedig en ons bekragtig ons, en help ons in ons swakheid. O Here God van die hemele, groot en wonderbaarlik is U naam. Wees ons genadig. In die naam van die Seun Jesus Christus, deur wie en vir wie ons bewaar word, tot die einde toe. Aan U kom toe die lof, die eer en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen en amen. Dankie broers en susters, gaan in die seën van die Here, en dan sien ek julle volgende week.